gesels oor 'n baie bekende verhaal in die Bybel. Ek dink buite in Psalm 23 is dit dalk die verhaal wat die meeste mense ken. Weet wat daar staan en waaroor dit gaan. Maar ek bid uit my hart uit vandag dat jy iets nuuts sal hoor oor hierdie onbeskryflike verhaal. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons. Here, dankie dat ons vandag u woord kan lees. Dankie dat u woord vir ons lig op ons pad is. En ek bid, Here, dat vandag se boodskap met ons harte sal praat. Here, dat ek uit die toneel sal verdwyn en dat Jesus sal verskyn. En ek verklaar dat ek u nodig het, Here, en ek bid dat elkeen wat u is, dat dit nie vir hulle sal saak maak wie hier staan en preek nie, maar dat hulle die heeltyd sal besef dat Jesus vandag deur sy woord met hulle iets wil deel, met my iets wil deel. Dankie vir hierdie voorreg in Jesus naam. Amen. Vriende, as jy al my preek gehoor het, weet jy dat dieselfde rympie altyd om te verstaan waaroor 'n gedeelte gaan, is dit nodig om te gaan kyk wat het gebeur, wat opgeloop het tot hierdie gedeelte. So Lukas 15, wat die verhaal van die verlore seun vertel, kom Jesus en hy het twee groepe mense wat by hom sit. Aan die een kant is daar die sondaars, die gebroke ouens, die ouens met nood. Aan die ander kant is daar skrifgeleerdes, fariseërs, die godsdienstige mense, die slim ouens. En al twee hierdie groepe sit by Jesus. En dan staan daar in Lukas 15 vers 1 tot 2, die tollenaars en sondaars het almal die gewoonte gehad om na Jesus te kom luister. En dan sê vers 2, omdat hierdie klomp sondaars daar is by Jesus, het die fariseërs, die skrifgeleerdes, beswaar gemaak. Die oorspronklike woord sê dit gekla of gemoun of gegrumble. Nee, so hulle sê, hierdie man ontvang sondaars. Hy eet saam met hulle. So hulle is nie baie happy dat Jesus omring word deur sondaars nie. Want dit is slegte mense, dit hoort nie eintlik nie. En dan kom Jesus en dan vertel hy vir hulle 3 verhale. Vir hierdie, hy hoor toe hoe moan en groan hulle. En hy sê toe maar, hier's 3 verhale wat ek vir julle wil vertel. En al 3 hierdie verhale gaan oor iets wat verlore was en toe gevind word. Okay. So die eerste verhaal is die verhaal van die verlore skaap. Dan vertel Jesus die verhaal van die verlore muntstuk en dan vertel hy die verhaal van die verlore seun. Die verlore skaap, sê Jesus, 'n skaap het weggeloop. Hy los 99 skape om daai een te gaan haal. En toe ek dit lees, toe besef ek, die odds is nogal goed, nê? As jy 100 skape gehad het en een loop weg, not so bad. Jy het nog 99. Toe vertel hy van hierdie vrou wat 10 silwer muntstukke gehad het. Sy verloor een, not so bad, jy het nog 9 ander. En dan verander die verhaal. En die volgende verhaal wat Jesus vertel, dat hierdie ouens letterlik eintlik regop sit om te luister. Want Jesus het eintlik net maar gesê, dis nou nie meer 1 uit 100 nie, dis nie 1 uit 10 nie, nou raak 1 van 2 weg. So die odds van dit wat jy verloor, raak al hoe groter. Nou gaan dit nie net meer oor 'n klein verlies, een van my skapies, of een van my muntstukke nie. Dit raak baie meer persoonlik. Jesus vertel hierdie verhaal van 1 van 2 kinders wat wegloop. En ek weet nie wie dit weet nie, maar 'n skaap kan wegloop sonder om dit te bedoel. Hy loop agter 'n ou grasietjie aan. 'n Muntstuk kan jy onder die bank inrol per ongeluk. Maar 'n kind loop nie per ongeluk weg nie. En Jesus sê, dis nie meer net 'n ou eenvoudige ietsie wat wegraak nie, dit raak nou seer. En weet julle, hierdie pa het nie een keer gesê, ag wat toe maar, ek het nog 'n kind nie. Want sy seun
vir wie hy liefhet, is weg. Het besluit om weg te loop. Jesus vertel hierdie verhaal van die verlore seun om iets van God se hart te openbaar. Die seer wat 'n pa moes beleef omdat sy kind weggeloop het. En in hierdie verhaal van ons fokus ons nie op die seuns nie. Ons fokus op hierdie pa. En wat in hierdie verhaal met hierdie pa gebeur. Soos jy jou Bybel het, en ek hoop jy het hom saamgebring, as jy baie welkom om saam te lees, as jy jou selfoon het, mag jy met liefde daar ook volg. Ek wil graag vir ons hierdie verhaal wat baie bekend is, lees in die 2020 vertaling. Dit begin in vers 11 en ek gaan net tot vers 20 saam met julle lees. Die 2020 gee die opskrif, die meeste Bybel sê, die gelykenis van die verlore seun, die gelykenis van die prodigal son, en hier in die 2020 sê dit die gelykenis van die pa en sy twee seuns. Verder het hy gesê, Jesus, 'n man het twee seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom. Hy sê vir hom, gee vir my erfporsie, nê. Die pa het toe die besittings verdeel. Nie lank daarna nie, die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis, uitgegee, gemors. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, daar 'n ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek. En hierdie seun het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners. En die inwoners stuur hom na sy boerdery om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het. Maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en hy het gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa toe gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg toe sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Tot sover in die Here se woord. Vriende, ons het in die week vir julle die teks gestuur, die wandelteks. En ek hoop jy het dit gelees, want as jy dit gelees het, sou jy agterkom dat hierdie pa van hierdie seun eintlik nogal wel af was. Ja, ons het nie baie swaar gekry nie. Jy kan dit baie maklik aflei van die seun wat in die veld gewerk het, die oudste seun, besig is in die boerdery. Dan lees ons as hierdie verlore seun uiteindelik terugkom, dat sy pa vir hom 'n klomp goed gee, dat sy pa toe 'n vetgemaakte kalf slag, sy pa het 'n klomp slawe, hy dagloners met baie kos. So hierdie twee seuns op hierdie plaas het nie baie swaar gekry nie. Hulle het eintlik 'n redelike gemaklike lewe gehad. Kan amper sê hulle het eintlik oorvloed gehad. En tog, binne in hierdie oorvloed, binne in jy het alles wat jy nodig het hierdie jonger broer gevoel, maar dit wat my pa vir my gee, is nie meer vir my genoeg nie. Ek soek adventure. Daar moet tog meer wees. En ek doen iets wat vandag nog, maar in die Bybelse tyd, regtig 'n klap in die gesig was. Hy kom by sy pa en hy sê vir sy pa, Pa, gee vir my nou reeds my erfporsie. Nou in die Bybelse tyd het dit gewerk, net soos dit vandag werk, dat jy sou jou erfporsie kry die dag as jou pa oorlede is.
En om vir jou erfporsie te gaan vra voor die tyd, was om soos vir jou pa te sê, ek soek eintlik net wat jy het. Ek soek nie eintlik jou nie. Om vir jou erfporsie te vra voor jou pa oorlede is eintlik soos om vir jou pa te sê, jy's eintlik reeds dood vir my. En ek sê vir myself, toe ek dit lees, kan jy jou indink hoe hierdie pa moes voel. Dink aan jou eie lewe, jou eie kinders. Wat hierdie pa moes beleef, omdat hierdie seun by hom kom en sê, pa's eintlik dood vir my. Gee net vir my wat my toekom. Hou in gedagte wat hierdie pa moes beleef. En wat my opgeval het toe ek hierdie gedeelte lees, was hierdie pa se reaksie. Toe die seun sê, gee vir my deel wat my toekom. Nou wil ek weer sê, paas, dink gou jou kind kom by jou, wat sou jou reaksie wees? En ek dink ons sal nie kon help om te preek nie, en al hierdie voorwaardes, en as jy loop, kom jy nie terug nie, en wara. En al wat hierdie pa doen is, hier's jou deel. Hierdie pa gee vir hierdie kind die vryheid wat hy soek, al weet hy dat dit hom kan seermaak. En hy doen dit omdat hy hom liefhet. Die seun aan die ander kant, hy kan 'n veer voel oor sy pa. Hy vat sy geld en hy move. En hy gaan spend. Nou wil ek net so kantnota maak, iets wat jy moet onthou. Hierdie seun was 'n Jood. En hy het sy geld gaan spandeer tussen 'n klomp heidene. OK, hou dit net. Pa, belangrik om dit te onthou. Vir 'n rukkie gaan dit goed met hierdie kind. Sy lewe is 'n fees, dit gaan net lekker. En toe tref 'n hongersnood. En 'n hongersnood is erger as net dat mense honger is. Hulle was erg honger. En dit het 'n klomp gevolge gehad, soos jy ook weet, as jou vrou erg honger is daar gevolge. OK. En dit was net so in daai tyd ook. Hierdie mense was woeshonger. So dit het regtig begin lei tot geweld. Want jy's doodhonger en daar's nie eintlik veel om te eet nie. So jy het gewelddadig begin raak, desperaat. Soveel so dat jy mense sou doodmaak om te kon eet. En ek besef is nie so ver af nie. As 'n paar van julle so honger is, wonder ek of jy nie dalk dieselfde is in elk geval. Hongersnood tref. En 'n behoorlike een. En daar's hierdie klomp gevolge. En wat my vang is dat hierdie kind nie dadelik terug gaan huis toe nie. Toe hierdie hongersnood tref en hy het besef ek het niks oor nie, was sy eerste gedagte nie, kom ek gaan terug na my pa toe nie. Sy eerste gedagte is, kom ek gaan werk maar vir iemand. En hy gaan werk vir 'n boer, 'n heiden, en hierdie ou sê, maar gaan pas varke op. En nou wil ek weer sê, jy moet onthou, hierdie ouetjie was 'n Jood. En in hulle oë was varke onrein diere. So hierdie kind gaan doen die werk wat die mees vernederende werk vir 'n Jood kon wees. En dis om onrein diere te gaan oppas. En weer eens gaan hy nie net terug huis toe nie. Hy bly. Hy sit en leef in 'n varkhok. Hy gaan nie terug na sy pa toe nie. En ek kan nie help om te wonder, hoekom? Dit is so erg, maar hy bly. Hierdie seun is honger, verneder en stoksiel alleen. Eers bietjie later, nadat hy kyk na hierdie pele en al hierdie goed in hierdie varkhok bly, dan sê die Bybel, hierdie seun het tot sy sinne gekom. Die oorspronklike Griek sê, he came to himself. In hierdie varkhok, in hierdie omstandighede, het hierdie kind vir die eerste keer besef wie ek is en waar ek eintlik behoort. En hy sê vir homself, ek wil teruggaan na my pa toe, al word ek maar net 'n slaaf. Is dit oukei?
vat die pad huis toe, en ek kan nie help om myself in hierdie verhaal te sit nie. Want dis die wonderlike dat ons weet nie wat hierdie kinders se name is nie. Baie keer doen die Bybel dit om te sê, maar sit jouself in daai storie. En ek dink aan hierdie seun wat in hierdie varkhokke bly, wat sê ek sal maar 'n slaaf word, en ek dink net by myself die spanning wat hy moes beleef. Elke tree wat hy nader gegee het aan hierdie dorp, verbeel ek my hoe sy hart net al hoe vinniger begin klop, en hoe sy maag draai. Want hierdie kind weet, die oordeel, die skaamte, die verwerping, die vernedering, wat vir hom wag. Wat hierdie kind nie weet nie, is wat sy pa doen. Lukas 15 vers 20 sê, en toe hierdie seun nog ver weg was, het sy pa hom sien aankom. Verbeel my hoe hy kop onderste bo, droewig aangestap kom. En julle moet onthou, die dorpe in daardie tyd het 'n poort gehad of 'n hek, waardeur almal sou in en uit gaan uit die dorp uit. En toe ek hierdie vers lees, toe besef ek wat hierdie pa moes doen is, hy moes gereeld op die uitkyk wees. Hy moes gereeld na daai hek kyk, hy moes gereeld na daai poort kyk om te sê, ek wag net dat my kind kom. Want anders sou hy besig wees met allerhande goed, werk wat hy moes doen, die slawe maar toe sy kind aangestap kom, dadelik het hy hom herken. Want hy het gewag, hy het hoop gehad, enige oomblik gaan my kind kom. Hierdie pa het nie sy kind afgeskryf en gesê, ag, kry nou maar vir jou nie. Hierdie pa het gewag, gehoop. En vriende, toe sy pa hom sien, toe verander alles. Dit sê verder, vers 20, oorweldig met liefde en deernis. Nie met haat nie, nie met woede nie, oorweldig met liefde en deernis. Het hy na sy seun toe gehardloop. Het na sy seun toe gehardloop. Hy het hom omhels en hom gesoen. Hy het nie gevra, o ja, waar was jy? Of o, jy is mos nou slim, nie? Hy het gehardloop en sy kind vasgedruk. En voor hierdie kind kon verduidelik, voor hierdie kind enigiets kon regverdig, voor hierdie kind kon sê, maar pa, ek het verander, voor enige van dit het daai pa net gesê, kom. Toe hierdie kind homself kry, toe kom liefde aangehardloop. 'n kind loop, maar 'n pa hardloop. En dit is so 'n belangrike klein detail. Want dit wys net weer dat dis hoe liefde werk. Ons Vader hardloop nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons liefhet. 1 Johannes 4:19 sê, ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Het gaan nie oor jou prestasie of wat jy reg of verkeerd doen nie, dit gaan oor 'n vaderhart. Hierdie vader hardloop. En ons kan weer eens die idee hê van hierdie pa wat dalk baie vinnig geloop het of gedraf het, want hy's nou al redelike ouerige oomie. Maar die Griekse woord vir hierdie woordjie hardloop is 'n atletiese term. En dit beteken running like an athlete competing in ancient Greek games. So die woordjie hierdie pa het gehardloop is soos om soos 'n atleet te hardloop. Like iets hiervan. Dis hoe die pa gehardloop het. Alles in hom, elke stukkie, ek moet by my kind kom. En weet julle hoekom dit my so gevang het? Dis 'n eenvoudige woordjie, hierdie pa het gehardloop. Is omdat ek laasweek gesê het,
selde in die Bybel, baie min, lees ons dat mense gehardloop het. Want die tempo van die Bybelse tyd was heel rustig. En dit vang my, hierdie pa hardloop. En dit vang my vir 2 redes. Die een is, in Jesus se tyd, het gerespekteerde familiehoofde nooit gehardloop nie. Mans, veral die mans wat die hoof was van hulle huis, vaders, het gesag gedra en eer. Hulle het altyd waardig opgetree, en alles van hierdie pa moes respek uitstraal. Nee, ek verbeel my pa's in die Bybelse tyd het so geloop. Want ek is die hoof. En ek moet respek kry. En toe wat sou moes gebeur het, om te kon hardloop, jy moet nou onthou wat se klere het die Bybelse mense gedra. 'n Kleed. 'n redelike lang kleed. En as jy nou 'n bietjie meer wel was dit 'n nog redelik grander kleed. Want ons weet hierdie pa daar 'n paar rand gehad. So hy het dalk 'n redelike goeie kleed gehad. So om te kon hardloop, moes hierdie pa sy kleed optel, en moes dit vrek ongemaklik wees. Om met hierdie swaar kleed in jou hande te hardloop. Maar dis nie eintlik waaroor dit so erg gaan nie. Die ongemak is nog geraai, maar om te kon hardloop, het iets gebeur. Klink vir ons dom. Hierdie ou se bene het gewys. En in daardie tyd, vir jou bene om te wys as man, was uiters vernederend. En dit was vernederend omdat dit was wat slawe gedoen het, om te kon skoonmaak en te kon werk. Om baie van die werk wat gedoen moes word, te kon doen, moes hulle kleed optel. So om jou bene te wys as pa, as hierdie trotse figuur, was vernederend. Was om te sê, jy is nou eintlik 'n slaaf. En dit was 'n skande. En nou het ek vir jou gesê, jy onthou nou dat elke dorp in daardie tyd het 'n poort gehad, waardeur jy moes gaan in en uit die dorp uit. En die dorpe was so, die mense het redelik naby mekaar gebly. So hierdie pa het nie nou maar net gehardloop toe niemand kyk nie. Hierdie pa moes deur die dorp hardloop met sy kleed in sy hande, sy bene wat wys. En jy moet besef, hy het op daardie oomblik sy status, sy eer totaal en al verloor. En raai wat? Hy gee nie om nie. Want my kind wag. Ek moet by my kind kom. Ek sal verneder word, sodat my kind nie verneder word. Ek sal daai vernedering en skaamte op my vat. Hierdie pa hardloop, kleed in die hand. Sy pa kom toe by hom, druk hom vas en soen hom. Was nie 'n formele groet, welkom terug nie. Dit was 'n embrace. 'n Liefdevolle, oorweldigende liefde wat hierdie pa vir hierdie kind wou gee. Iemand het gesê, it takes more than one kiss to silence the shame, more than one embrace to loosen the years of fear, and more than words to convince a broken heart that it's truly welcome. Hierdie pa vat die vernedering op hom, sodat sy seun herstel kan word. En as jy dit nou nog nie weet nie, is dit presies wat Jesus met my en jou kom doen het. Hy het die vernedering, hy het hierdie shame op hom geneem, om vir my en jou te sterf. Romeine 5 vers 8 sê, God is heeltemal anders as ons. Hy wys hoe lief hy ons het, deurdat Jesus in ons plek doodgaan, toe ons almal 'n klomp sondaars was. Die message sê dat God het sy seun gestuur om vir ons te sterf, while we were no use whatsoever to him. Toe vat Jesus ons skuld weg en dra dit op hom. En Jesus verseker ons,
deur hierdie verhaal. Jesus verseker hierdie sondaars wat by hom sit. God wag nie tot jou lewe uitgesort is en alles reg is voor hy nader kom nie. Die Here hou nie sy liefde terug totdat jy dit eendag verdien nie. God het jou lief lank voor jy nog kan verduidelik of probeer regverdig. Toe ons nog 'n spil sondaars was. Ek sê daar's twee goed wat my vang oor hierdie pa wat hardloop. Die eerste ding is dat hierdie pa die vernedering en die skaamte gevat het, soos 'n man, om by sy kind uit te kom. Om sy kind terug te kry. Die volgende ding wys presies hoekom hy bereid was om dit te doen. Ek het vroeër in die boodskap gesê dat toe hierdie hongersnood hierdie jong seun tref, toe gaan hy nie terug huis toe nie. Hy gaan werk liewer vir 'n heiden in een van die vernederendste werke wat daar is. Hy's bereid om pele te eet. Kan ek net sê oor daai pele, die menslike liggaam sou dit nie kon verteer nie. Nog steeds wil hy net dit hê, want dis hoe honger hy is. En so hy bereik regtig die einde. En eers toe hy by rock bottom kom, toe sê ek sal teruggaan. Hoekom? Hy het tog sy pa geken. Hy het geweet sy pa het hom lief. Ek dink hy moes in sy hart weet, my pa sal my vergewe. Maar tog kies hy nie om terug te gaan huis toe nie. Tog vat dit so baie. En hy het juis nie teruggegaan nie, omdat hy geweet het wat wag. Nie sy pa nie, maar oordeel. Skaamte, vernedering, hy het geweet, Kezaza wag. Nou ons lees hier van Kezaza in hierdie gedeelte as sulks nie. Maar jy moet onthou, die skrifgeleerdes en die sondaars wat by Jesus sit, sou presies van hierdie praktyk geweet het, hierdie tradisie. Want jy moet nou besef, in Joodse dorpe was daar 'n praktyk of 'n tradisie wat hierdie mense gedoen het om die eer van die dorp te beskerm. En hierdie tradisie het hulle dan nou Kezaza genoem. En die woord Kezaza beteken letterlik to cut off. Beteken om afgesny te word. So as 'n Joodse seun byvoorbeeld met 'n heidense vrou sou trou en weggaan uit die dorp uit met haar, of as 'n heidense seun geld by sy pa gevat het en dit gaan mors het tussen die heidene. En wat het ek nou gesê, die sinnetjie wat jy moet onthou? Hy was 'n Jood wat sy geld tussen heidene gaan mors het. Dan as daardie kind wou terugkom huis toe, dan terugkom in die dorp in natuurlik, dan sou die dorpsmense by die poort van die dorp vir hom gaan wag. Hulle sou sulke tipe kleipotte saam met hulle gevat het. Na die poort toe, die hek, as hierdie kind wil terugkom. En hulle sê hierdie potte was vir hulle 'n simbool van 'n mens se lewe, 'n teken van heelheid en dat jy behoort. Wat sou gebeur is dat, dit net so kantnota, die pa van daai seun, enige seun wat weggeloop het, gaan geld spandeer het, mag nie by wees as die dorpsmense na die poort toe gaan nie. Hy moes by die huis bly, want sy kind het hom oneer aangedoen, maar ook as die pa die kind sou seën, dan mag Kezaza nie gebeur nie. So die pa moes by die huis bly. Okay. So, sê nou die dorpsmense kom met hulle potte by hierdie kind wat wil terugkom in die dorp in wat weggeloop het. Dan sou hulle hom nou ondervra, en as hulle gevoel het dat hy skuldig is, dan sou hulle die pot vat en hulle sou die pot stikkend gooi en hulle sou sê, mag God met jou doen wat met hierdie pot gebeur het. Hierdie dorpsmense sou vir hierdie kind sê, mag God met jou lewe doen wat met hierdie pot gebeur het. Mag God jou breek, want
jy het ons oneer aangedoen. Jy verdien nie om terug te kom nie. In ons oë is jy niks werd. Gaan. Jy word afgesny van hierdie mense, van jou familie, van jou gesin. Jy is nie welkom nie. En hierdie pa sou Kezaza so goed geken het. Ek verbeel my, hy het dalk in die verlede deelgeneem daaraan. En hierdie pa weet, ek kan nie dat my kind hierdeur gaan nie. So ek moet by my kind kom, voor die dorpsmense by hom kom, want my kind sal nie hierdie kan hanteer. En toe wat doen hy? Toe soen hy hom. Want in die Bybelse tyd was die soen 'n teken van seën. En hierdie pa sê, ek hardloop met alles in my, om my kind te gaan seën, want dan mag hierdie nie met hom gebeur nie. Die vader bewys aan sy kind genade, selfs toe hy Kezaza verdien het. Psalm 103 sê, God straf nie volgens wat ons regtig verdien nie, want raai wat, ek en jy verdien ook hierdie. Want hoe gereeld doen ons nie presies wat daai verlore seun gedoen het nie. En God sê, ek straf nie volgens wat jy verdien nie, ek vergeld nie op dieselfde manier vir slegte dade nie. Sover as die verste punt van die heelal van ons weg is, so groot en nog groter, is God se liefde vir die wat hom dien. So ver soos die verste punt van die heelal van mekaar is, so ver en nog verder, vat God ons sondes van ons af weg. Net soos ouers hulle kinders met groot liefde versorg, so versorg die Here elkeen met arms vol liefde. So mooi. En vriende, hierdie stukke wat hier lees, genade onbeskryflik groot. Kezaza sê, ek sny jou af. Jy verdien nie om enigsins my kind te wees nie. Genade sê, welkom tuis. Genade sê, arms vol liefde. En dis presies, ek sê weer wat God deur Jesus kom doen het. Aan die kruis het Jesus die ergste Kezaza ooit beleef. Jesus word afgesny, hy word verwerp, hy word openlik verneder. Hy vra my, God, hoekom het U my verlaat? Hoekom? Sodat ek en jy dit nooit hoef te vra nie. Sodat ons nooit hierdie hoef te beleef nie. Jesus dra die volle gewig van oordeel. Sodat genade ons kan bereik. En Piet sê vanoggend, genade is altyd vinniger as veroordeling. Hierdie pa hardloop. En dis my hart wat ek vandag vir jou wil sê. Ek hoop jy besef wat dit beteken dat ons Vader na jou toe aangehardloop kom. Ek hoop jy besef dat ek en jy ook Kezaza verdien. Verdien het dalk nog steeds doen. Maar dat God sê genade. Dat God sê ek wil jou ook omhels, jou soen. En al wat hy vra is, kom huis toe. Kom huis toe. Ek vra dat die orkes vorentoe kom. Kom ons maak ons oë toe. Here, ek besef toe ek
hierdie pot breek en 'n klomp van ons skrik dat dis amper presies wat daai kinders daai tyd moes beleef. Hierdie vrees en onsekerheid van wat vir my wag. Ja, ek het foute gemaak. Ja, ek maak nog steeds foute, maar Here, dankie dat ons 'n Vader het wat na die poort staan en kyk en wag dat ek huis toe kom. Here, dankie dat ek nie kry wat ek verdien nie. Dankie dat ek nie Kesaza hoef te beleef nie, maar dat ek 'n God het wat na my toe hardloop, 'n Vader wat my wil omhels. Dankie vir genade, onbeskryflik groot, Here.